By Renaissans wil ons die pad van verkenning stap. Daar word uit vele filosofieë en wetenskaplike bronne geput. Ons besef dat elke individu sy of haar opvoeding en ervaring met hulle saamdra en as verwysingspunt gebruik wanneer hulle kommunikeer. Ons luister dus na mekaar en ag niemand se insigte as imperatief nie, maar eerder as aanvullend, met inagneming van waar hulle hul op hul reis bevind. Omdat Renaissans 'n familie van oop, denkende en eerlike reisigers is dit vir ons belangrik om gereeld met mekaar te praat. Ons skram nie daarvan weg om moeilike sake onder die loep te neem ten einde saam te groei nie. Ons verwag nie eenparigheid nie, maar streef na dialoog waarbinne 'n respek, 'n oop gemoed en egtheid die weg baan tot nuwe moontlikhede. Dit beteken natuurlik dat ons nooit finale antwoorde kan hê nie, want ontdekking en groei voorveronderstel mekaar. Daarom wil Renaissans 'n veilige ruimte wees vir mense wat verken. Ons weet dat daar in alle tradisies waarheid te vind is. Daarom poog ons om ons ontginnings daaruit met eerbied en respek te doen, op soek na dit wat universeel en vir ons van waarde is. Ons waardes word gekenmerk deur openheid, egtheid, liefde en nederigheid en bovenal om nie te veroordeel nie. Renaissans bied 'n gemeenskap aan mense wat op soek is na ander wat die wêreld van spirituele verkenning met hulle kan deel. Of dit 'n fisiese gemeenskap is waarna jy op soek is, en of jy virtueel wil deelneem, Renaissans maak ruimte vir beide. Jy gaan nou luister na 'n opname van een van ons byeenkomste. Jy's welkom, neem deel, plaas jou kommentaar, geniet hierdie ervaring saam met ons. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissans in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissans 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer. Baie welkom. Baie dankie Jannie en Renée. Ons gaan verder luister en dan gaan ons stil word en dan sal ek met ons praat.
Dankie julle, dit was so mooi, lekker om te luister. Wie praat in my wanneer ek oordeel oor reg en verkeerd? Nou hierdie praatjie gaan weer eens oor moraliteit, maar dit gaan oor herinneringe, wonde en die vreemde stemme wat ons ek noem wanneer ek dink, waarvan daar nogal 'n hele klompie is, wat ek vanoggend gaan probeer uitwys. Nou na verlede week se gesprek oor moraliteit as 'n menslike gesprek, eerder as iets wat in 'n goddelike wetboek geskryf staan, het ek besef dat ons dalk hierdie vraag nog interessanter kan uitbou. As moraliteit 'n gesprek is, wie presies praat in ons wanneer ons hierdie oordeele vel oor wat reg en verkeerd is? Want ons dink graag, ek dink so, ek glo so, ek het tot hierdie gevolgtrekking gekom. Maar dikwels is dit nie heeltemal waar nie, want soms praat jou ouers in jou, of jou skoolhoof, of jou dominee, jou kultuur, jou politieke groep, jou kinderjare, jou vernederings, jou vrese, jou wonde, en soms selfs mense wat al 30 jaar en langer oorlede is. Hulle almal is by hierdie vergadering saam met ons. Ons dra letterlik 'n hele begraafplaas uit ons kinderjare ook met ons saam. Nou, een van die groot skokke, en ek dink dis 'n ding wat telkens vir mense skok kan wees, as jy jouself baie sterk daarmee konfronteer, want mense is gewoonlik geneig om te sê, ja, teoreties is dit seker waar, maar om in 'n oomblik vir jouself te sê, wat gaan nou hier aan met my, is dikwels 'n skok, want dan besef jy's nie so volwasse en in beheer as wat jy dink nie. Dis 'n groot skok die dag wanneer 'n mens volwasse raak en besef dat baie van wat ek my opinies noem, is eintlik net 'n klomp oorgeërfde stemme, wat goed aan my bemark is, so goed aan my bemark is, dat ek dit deel van myself maak, sonder dat daar 'n soem of 'n naad is. Dis wie ek is, volgens my. Ons erf dis nie net ons oogkleur of ons neuse nie, ons erf ook ons reaksies, veral ons vrese, ons skaamtes, ons politieke reflekse, ons godsbeelde, ons maniere van lief hê, ons manier van oordeel, en selfs ons maniere van stil bly. Dis als goed wat ons erf. Baie mense erf geld, maar almal van ons erf hierdie goed uit ons poel van groot word. Ek onthou mense vroeër jare gesê het, want die woord van die Here sê so. Die Bybel sê so. Ander mense sê weer baie graag vir jou vanuit hulle familiekoor, ons familie doen dinge nie so nie. Of mense wat so bietjie, hoe sê Festus en Koekie van Getroud met Rugby, uit die upper classes is. Hulle sal vir jou sê, ordentlike mense maak nie so nie. Nou hierdie frases klink soos beginsels, maar baie keer is dit eintlik net groepsange in 'n baie netjiese pak klere, want groepe is baie bang. Groepe kan mos opgeruie word om eners te dink. Jy hoef as individu nie eers werklik te glo wat nou hier gesê word nie. Die oomblik as jy in 'n groep is waarin jy ingekoop het, koop jy sommer in die goed wat daar gesê word, en veral in die vrese, want groepe is graag teen iets en staan eerder teen iets as vir iets, want groepe het altyd iets om te beskerm. Dis daai laar trek mentaliteit. Want dan diep binne is 'n vrees vir chaos wat ons groep kan tref. Vir 'n vrees vir die afbreek van ons identiteit en al hierdie dinge. En wanneer groepe bang raak, noem hulle dit dikwels moraliteit. En ek weet ek moet nou versigtig wees, want ek moenie sê dat moraliteit nie bestaan nie, en ek moet ook nie sê dat alles in die lewe relatief is nie, en ek moet ook nie sê dat mense net kan doen wat hulle wil nie.
Maar wat ek wel wil sê is, die menslike siege is baie minder objektief as wat ons wil erken. Ons dink ons kyk deur vensters na die wye wêreld met 'n perspektief. Maar wanneer ek besluit wat reg en verkeerd is, kyk ek eintlik in 'n spieël en ek kyk eintlik na 'n groepsfoto van my hele geskiedenis. Die neurowetenskap is heeltemal ontstellend hieroor. Want studies wys dat mense dikwels eers emosioneel reageer en daarna redes uitdink om hulle reaksie te regverdig. Met ander woorde, ons gevoelens oor goed kom eerste. En dan arriveer die filosofie met 'n aktetas vol regverdigings en verduidelikings. Dit is nogal vernederend om dit aan myself te erken, veral as jy baie fel gereageer het en dit was nie baie mooi nie. En dan raak mens mos skaam kwaad. Juis wanneer jy besef, jene, ek dink ek het bietjie flater begaan of te ver gegaan, dan begin ons daai ding verdedig. Dan begin ons sommer 'n tweede baklei daaroor. Net omdat ons wil toemaak dat ons eintlik skaam is en al wat ons eintlik net moet doen is om te sê ek is jammer. Ek het vanuit my emosies gekom en nou dat ek bietjie dieper dink, besef ek was nie reg gewees nie. Dit is verdedigend, want ons dink ons is regters, maar baie keer is ons eintlik net perssekretarisse vir ons emosies, wat lank reeds namens ons besluit het. Jonathan Haidt is 'n sielkundige wat dit so beskryf. Hy sê, die menslike rede werk dikwels soos 'n ruiter op 'n olifant. Die ruiter dink hy beheer alles, maar die olifant weeg 6 ton en hy gaan eintlik maar net waar hy wil. En die ruiter skryf dan later 'n boek oor waarom dit uitstekende plekke was waarheen die olifant gestap het. Al hierdie besluite kan geboekstaaf word. Dit is hoe die internet vandag verloop. Jy sien hoe mense se emosies die hele tyd oordeele vel. Dis vrees op vrees en sentiment op sentiment en daar's bitter min nadenke daar. En dit is hoekom 'n mens na twee intelligente mense kan kyk wat na dieselfde gebeurtenis kyk en 'n totaal en al verskillend opsom en tot verskillende morele gevolgtrekkings kom. Dis omdat hulle verskillende innerlike wêrelde dra. En mense hoor 'n debat oor immigrasie. Een ou hoor dit. Hier kom dan nou vir jou baie vreemdelinge ons land in. En dan voel hy, ons moet hierdie mense help. Sies tog. 'n Ander een hoor daai selfde debat en hy voel, ons nasie gaan ons veiligheid en ons identiteit en ons werk verloor. Nou begin hulle argumenteer asof hulle logies is. Maar onder daai argumente lê die vrese, die geskiedenis, die identiteit, die herinneringe, al die verliese wat al gelei is in die verlede en groepslojaliteit. Die debat gaan dis nie net oor feite nie. Dit gaan oor mense se pyn. En dit bring ons weer eens by Carl Jung. Carl Jung het geglo elke mens dra daardie skadu waarvan ek en jy so goed weet. Dis nie boosheid soos in filmkarakters nie. Dit is net dele van onsself wat ons om die dood nie wil erken nie. En wat ons in onsself nie kan verdra nie. En dan projekteer ons dit op omstandighede. Dan kom ons as baie sterk moreel as 'n kompas voor iemand wat staan vir wat reg is, maar ons is eintlik besig om obsessief 'n klomp dinge in ons eie wese net te probeer beskerm en verdedig. Dit is hoekom morele verontwaardiging, daai geskoktheid in ander mense, soms dikwels amper eroties raak. Het jy al gesien hoe geniet mense dit om woedend te word vir ander mense wat sogenaamd immorele standpunte het? Al gesien hoe mense gesamentlik kwaad raak. Dit is amper liturgies, is asof dit uitgewerk is met harmonie in 'n koor. En sosiale media vervolmaak dit. Iets wat vir my interessant en opvallend op sosiale media is van die mense wat bitterlik kontroversieel is. Wanneer hulle dan teenkanting kry, dan kom die teenkanting partykeer in hulle, hoe sê hulle, in die inbox.
dan gaan kopieer hulle dit, dan plak hulle dit op hulle muur, dan sê hulle soos Johan altyd sê, sassa, vir al die mense wat saam met hulle stem. Kyk nou net weer hierdie idioot wat my nou teëgegaan het oor wat ek gesê het. Daai idioot het jou in privaatheid teëgegaan, maar jy maak dit publiek, want jy wil die koor inroep om al hierdie emosies van jou te kom verdedig. En uiteindelik gaan dit meer oor die geveg tussen ons mense en daai stupids daar aan die ander kant. Dit word letterlik 'n bewustheid op sosiale media, 'n groepsbewustheid op sosiale media, wat baie soos 'n groepskatarsis werk, waarin mense mekaar aanskakel vir ideologieë en goed. En dit word uiteindelik 'n digitale steniging deur middel van 'n klomp hitsmerke en naampies en etikette. En hier is die moeilike deel. Dit beteken nie alle oordeele is verkeerd nie. Dit beteken nie ons moet onsself tot daardie mate wantrou dat ons ophou dink oor reg en verkeerd nie. Ons het oordeele nodig. As iemand wreed is, manipulerend is, gewelddadig is, kinders mishandel en. Natuurlik moet ons daarvoor morele taal hê, dis belangrik. Die vraag is net, van waar oordeel ek? Vanuit wysheid of vanuit wonde? Vanuit helderheid of vanuit onverwerkte pyn in my binneste? En ek dink baie volwassenes loop rond met kinderjare wat kliphard babbel. Die streng pa leef voort in jou innerlike stem. Jy's net nooit goed genoeg nie. Die kritiese godsdiens leef voort in die gevoel, as ek verkeerd doen, verdien ek straf. Ek verdien nie die goeie nie. Die skaamkind word later die selfregverdige volwassene. En dis interessant, ek het bietjie dit gelees toe ek in hierdie week oor hierdie praatjie dink. Dat hulle sê skaamkinders, jy moet baie keer vir hulle pas op in jare wat voorlê as groot mense. Hulle gaan baie fel kompenseer vir die feit dat hulle skaam voel oor hulle self. Skaamte verander verskriklik maklik in rigiede moraliteit. Want daar is soveel binne in my waarvoor ek skaam is, dat ek begin om streng te raak met die hele wêreld en die hele lewe. En dit is hoekom sommige mense nie bloot net van ander mense kan verskil en rustig wees daaroor nie, want hulle voel bedreig deur die ander standpunt. Hierdie standpunt wat hulle handhaaf en wat hulle huldig, is mos 'n fort wat hulle vir hulle self gebou het. 'n Ander leefstyl, 'n ander geloof, 'n ander politieke standpunt, 'n ander seksuele oriëntasie, 'n ander wêreldbeeld. Dit voel soos my identiteit is in gevaar. Die fort se deur is gesluit. Ek stem nie saam nie beteken ons is blootgestel. Net nou kom hierdie verkeerde idees hierin en vernietig alles wat ons so goed beskerm tot nou toe. En wanneer die identiteit bedreig voel, dan raak mense bitterlik moreel. Dit is 'n valse masker vir al daai vrese. Baie min dinge is gevaarliker as bang mense. Want bang mense dink gewoonlik hulle is absoluut reg, want hulle is ook bang daarvoor om verder te dink en te ontdek hulle moet harder werk om by die werklikheid en die waarheid uit te kom. En daarvan is die geskiedenis natuurlik vol. Die ironie is dit, die mense wat die hardste oor waarheid praat, is soms die mense wat hulle self die minste ondersoek, want hulle kom vinnig tot konklusies. Socrates het mos gesê, the unexamined life is not worth living. En ek vermoed, die teenoorgestelde is ook waar, dat onondersoekte sekerheid baie gevaarlik is. Ek dink ware volwassenheid begin wanneer 'n mens jou eie reaksies begin wantrou. Nou ek het net nou gesê, mens moet dit nie ten volle wantrou nie, maar ek wil sê, kom staan nie iewers in 'n plek in die middel. Wantrou jou reaksies. Want 'n reaksie is 'n vinnige ding. Ons het nou in daai reeks oor die antieke denke het ek geraak aan wat die neurowetenskap verduidelik, oor dat jy dink jy het mooi rustig besluit om hier aan te vat. Jou brein het jou vooruit gespring.
En dit as dit kom by reaksies teenoor mense en ideologie en wat waar is en wat reg en verkeerd is, dit is 'n gevaarlike ding as jy toelaat dat daar refleksreaksies kom. Want hulle gaan nie goed deurdink wees en daarom moet jy maar jou reflekse wantrou. Jy moet dit nie haat nie, jy moet bly wees dat dit daar is, want dit wys jy is passievol oor goed, dit wys jy lewe nog, maar jy moet ook weet ek is mens, en mens het ook baie pyn en baie kwessies, en hulle almal speel nou hier 'n rol. So dis baie goed om vir jouself te kan vra in volwassenheid. Sjoe, dis interessant, dat ek nou so sterk hieroor voel, of so sterk hierop reageer het. Waar kom dit vandaan? Ons vra dit mos vir mekaar, en waar kom jy nou vandaan? Maar ons moet dit ook vir onsself vra. Waar kom ek nou vandaan? Want daai vraag sal my verander. Want nou beweeg ek van veroordeling na buite, na 'n plek van nuuskierigheid. Ek is bewus daarvan dat ek reageer bietjie sterk, so hier moet 'n klomp goed wees wat ek hier beskerm, so kom ons probeer so bietjie van die skuld laat val en laat sak, en ons stap uit in hierdie wille wêreld van ander oortuigings en goed, en ek gaan vra, nou vertel my, waaroor gaan jou storie nou eintlik? Nuuskierigheid is baie meer transformerend as daai beskerming van vaste idees en ideologieë, want daar vries jy vas. En ek dink dis waarom sommige mense sagter word met ouderdom. Nie swakker nie, wel meer inskikkelik dalk, meer bereid tot die debat en die gesprek, maar minder seker van hulle eie absolute suiwerheid. Ek weet, ag man, ek is maar 'n ou mengsel van goed. Daai hele begrafplaas hier binne in my. Hulle leer hulle self ken. En dit is nogal ontstellend om jouself behoorlik te ontmoet. Veral na 60. Want teen 60, en ek weet ons sal almal kan saam praat, ontdek jy, ek was nie die held in elke storie nie, en ek was ook nie die slagoffer in elke storie nie. Soms was ek die moeilike karakter. Soms was ek die manipulerende een. Soms die bang een. Soms die skuldige een. En vreemd genoeg, daai ontdekking maak 'n mens dikwels sagter. Dit maak jou sagter. Jy hou op om dit te wil beskerm. Ek dink as 'n mens se identiteit kan wegskuif van 'n plek van, wow, ek is trots daarop dat ek dinge mooi in plek het en dat ek nogal mooi dink oor goed. Na 'n plek toe waar jy kan sê, man, wat is my ware identiteit? Ek is maar net 'n mens, met soveel goed wat my beïnvloed. Ek is 'n ouetjie wat versigtig moet wees, wanneer ek gevolgtrekkings uitpak, want hulle is maar goed gevlek. Met 'n klomp dinge, waarvan ek nie eens altyd in daardie oomblik weet nie. Dit word 'n nuwe identiteit, wat nie so 'n mooi prentjie is nie. Hy word nie so gefilter nie. Hy's baie meer eerlik, en al die ou sonvlekke, en al die plooie, wys maar. En dan word mens selfs daarmee tevrede, en selfs daarop trots. Maar daar's 'n verskil tussen mense, wat nog hulle skadu ontken, en mense wat dit reeds begin herken het, en integreer het. Die eerste groep mense praat altyd oor daai mense, hulle, jy weet julle. Die tweede groep mense praat baie meer versigtig oor ons, want hulle weet ons lyk maar eintlik net so gevlek, soos hulle en julle. Nou natuurlik kan ons nie heeldag net in selfondersoek verdrink nie. 'n Mens moet daarom lewe ook, jy moet besluite neem, jy moet partykeer vinnig optree, jy moet standpunte inneem, maar die gesondste is dit, om elke keer, selfs veral wanneer jy vinnig moes optree, te sê, hoorie, dit was nou 'n bietjie vinnig en ons moes nou hierdie besluit neem en ek moes nou vinnig my standpunt stel, maar ek wil dadelik sê, ek het eintlik meer tyd nodig, want ek glo nie ek is absoluut reg nie. Miskien is dit beter om te sê, ek probeer eerlik wees oor wat in my praat, maar daar's nie nou genoeg tyd gewees daarvoor nie. So dalk mag ek oor 2 dae na jou toe kom met 'n beter deurdagte gevolgtrekking. Dit vra nederigheid. En nederigheid is nie swakheid nie.
Dis intellektuele eerlikheid. Dis iemand wat verstaan hoe werk 'n mens. En dit skep 'n wonderlike wêreld. En ek wonder of wysheid nie juis dit is nie. Om stadig maar seker te leer onderskei tussen my eie rasionele stem, tussen my wonde se stem, my groep se stem, my vrese se stem, en al die ander stil goed daaronder wat ek nie eens in hierdie lysie genoem kry nie. Iets is minder hysteries, iets is minder aggressief, iets is minder dringend en hoef nie so beheer te word nie. As ek by daai plek van onderskeid kan uitkom. Want mense wat hulle self verstaan het minder behoefte om ander mense te domineer. Hulle wil ook nie die debat domineer nie. Hulle hoef nie voortdurend te veroordeel, te korrigeer, te red, te beheer, te etiketeer nie. Hulle raak rustiger, hulle raak meer genuanceerd, meer menslik en meer bewus van hoe ingewikkeld die menslike siege en elke antwoord wat ons probeer uitpleis eintlik is. En dit is die begin, glo ek, van ware etiek. Dis nie reëls alleen nie. Dis nie groepsdruk nie. Dis nie godsdienstige vrese nie. Dis bewustheid. Selfondersoek. Ek het dit verlede week ook benadruk. Selfondersoek, empatie en die vermoë om te vra, wanneer ek oordeel, wie praat eintlik in my? Die begin van ware etiek, ook my eie persoonlike etiek. Wat is reg, wat is verkeerd? Het nie soveel te doen met die reëls wat vir my geleer is nie. Nie met die druk wat 'n groep op my uitgeoefen het nie. Nie my godsdienste idees en al die vrese nie, maar bewustheid. Selfondersoek, empatie en my vermoë om te kan vra, wanneer ek oordeel oor enige saak, wie praat nou eintlik in my? Dit was vandag my storie. Dankie Jannie en Renée.
Nou, ek het dit nou vir laaste gebeure om vir julle te sê dat ek nogal siek is. Ek was vir 4 dae nou in die bed en het net opgestaan om my werk te kom doen. So daarmee sê ek gaan julle nooi vir koffie met mekaar, maar ek gaan nie vir julle aan my blootstel nie, want verseker gaan jy nie gesond aan die ander kant uitkom nie. So kuier lekker die van julle wat kan, ons sal na julle verlang. Volgende Sondag behoort ek weer piekfyn en perdfris te wees. Dankie dat julle hier was. Ek moet vir julle sê, vir al die van julle wat sulke bittereinders in hierdie koue is, dankie vir Jannie en Renay, speel ons uit en ons gaan geniet 'n sonnige Sondag. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.